Ons het vandag weer kom aanklop by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk om meer uit te vind oor blaasinfeksies en ek gesels vandag met Dr. Zandri. Baie dankie dat ons weer hier kan kuier. Dankie Elsa, is altyd lekker om jullie te hê. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en wat jou rol hier behels. Okay, so ek is een van die GP-veeartse hier so by Olympus en ook die prinsipaalveearts. Ek sorg dat alles glad verloop en dat ons by die raad se reëls en regulasies voldoen. Nou Dr. Zandri, baie van ons kykers het miskien al by die veearts opgedaag met 'n diertjie wat blaasinfeksie het of wat selfs geblok is. Maar wat moet diegene wat so iets vermoed doen? So in honde kry die wyfies dit meer gereeld. In katte kry die mannetjies, spesifiek die gesteriliseerde mannetjies, meer gereeld die blaasinfeksies en dan baie keer blok hulle ook somme en dan sit ons met 'n noodgeval. Goed, wat is die tekens van blaasinfeksie en waarvoor moet ons kykers op die uitkyk wees? So een van jou vroegste tekens is hulle urineer gewoonlik baie meer as normaal, klein hoeveelhede, gereeld en dan in vreemde plekke. Jy kry baie keer bloed in die urine en dan stink dit ook verskriklik baie en hulle begin ook lek waar hulle nie moet nie. Met die mannetjieskatte wat geblokte blaasies kry, baie keer sal jy sien hulle skree letterlik van die pyn. So die mense kom in en sê hulle weet nie wat aangaan met die katte nie, maar die kat skree heeltyd as hulle net aangevat word en dan weet ons sommer dadelik dit is 10/1 geblokte blaas. En waardeur word dit veroorsaak? So die algemeenste ding is bakteriële infeksies, maar jy kry ook baie keer daai bakteriële infeksies kan omskakel in kristalle of in blaasstene. Baie van die honde se konformasies, so as hulle oorgewig is, dan maak dit dat daai velvoue wat rondom die privaatdele sit, dat die urine daar poel en dan maak dit dat hulle meer geneig is tot blaasinfeksies, as ook onderliggende gesondheidsprobleme, so diabetes en siektes soos dit kan ook maak dat hulle meer geneig is om blaasinfeksies te kry. Met die geblokte katte, hulle blok maklik as gevolg van slegte kos actually. So baie van die mense wat hierdie goedkoop supermarkkos te gee, kan actually veroorsaak dat hulle katjies blok en stinkies kry. So hoe word dit gediagnoseer? So daar's 'n paar verskillende maniere wat ons dit kan benader, of die kliënte kan vir ons 'n vars urinemonster inbring, nie ouer as 2 ure nie, en ons kan dit analiseer, of ons sit 'n naaltjie deur die blaasie en ons trek dit met 'n ultrasound guided, trek ons die monster uit, of ons kyk onder die mikroskoop daarna, of ons praktyk spesifiek het 'n IDEX masjien wat ons urine vir ons analiseer. So dis baie lekker. Ekstrale en ultraklank kan jy ook gebruik om te kyk vir die stinkies of die kristalletjies kan jy baie keer dan sien, maar dan spesifiek met die geblokte blaaskatte, dit is so maklik, jy letterlik sit met jou hand op die buik en dan voel jy sommer daai kliphard, dit voel so 'n klipharde tennisbal. En hoe word dit behandel en wat is die prognose? So die behandeling vir die blaasinfeksies is eintlik baie maklik. Dit is gewoonlik 'n kort kursus antibiotika en anti-inflammatoriese pilletjies, maar partykeer kry jy hardkoppige bakterieë wat bietjie meer weerstandig is. So dan moet ons daai piepie kweek en dan sal dit vir ons sê wat se antibiotika sensitief is vir daai spesifieke bakterieë. Met die geblokte blaasies, gewoonlik dit is bietjie meer van 'n noodgeval. So met hulle moet ons hulle in die hospitaal opneem, ons moet 'n uriinkateter insit en in die hospitaal hou vir so 2 tot 3 dae gewoonlik, want hulle nierfunksies gaan ook gewoonlik op. So ons hou hulle op hulle drippies vir so 3 daggies met die uriinkateter in, ons spoel daai niere en daai blaasie lekker uit en dan ons 2-3 dae gewoonlik kan ons huis toe stuur. Prognose vir blaasinfeksies baie goed. Soos ek sê, gewoonlik na 'n antibiotika kursus is hulle piekfyn, maar met die geblokte blaasies, as die mense te lank wag, dan ongelukkig gaan die prognose bietjie slegter wees. En dan in ernstige gevalle word daar ook soms operasies gedoen. Kan jy vir ons dalk net so 'n bietjie meer vertel wat presies dit behels? Ja, so as dit is as gevolg van stene of kristalle, dat daar fisies 'n blokkasie is, dan moet 'n mens baie keer 'n cystotomie doen. So dit is waar ons chirurg fisies die blaasie uithaal, oopsny en al die kristalletjies uithaal en dan sal ons dit alles weer mooi toemaak, hulle vir die dag in die hospitaal hou en dan huis toe stuur 10/1 die volgende dag. Maar in die geval van geblokte blaase, baie keer as die kateter nie suksesvol is nie of die katjies blok vir 'n tweede, derde keer, dan doen ons ureterostomie. So dit is maklikste manier om dit te verduidelik is dat ons anatomies die mannetjieskatte in wyfies verander. So alles binne blyk nog steeds dieselfde, maar van buite af lyk dit amper asof jy dan 'n wyfiekat het. Is daar enige iets wat ons kykers kan doen om dit te help voorkom? Ja, so die belangrikste is goeie kos.
So altyd goeie gehalte kos is maar jou nommer 1 prys. Dan om hulle in skoon higiëniese omstandighede te hou. So probeer katte en honde met lang hare moet gereeld gegroom word, dat daar nie te veel hare in daai area is nie. Oorgewig honde weer eens is meer geneig tot dit probeer om hulle gewig mooi onder beheer te hou. As daar onderliggende gesondheidsprobleme is soos diabetes of enigiets soos dit, probeer om daai siektes eers onder beheer te hou en dan moet hulle baie water drink. So probeer dat hulle baie water drink. Honde moet gereeld uitgevat word om te kan urineer en dan katte moet vrylik beskikbaarheid hê tot hulle litterbokser. Dr. Zandri, baie dankie. Nou ja, kom loer gerus in by hierdie hospitaal net om te kyk hoe dinge hier werk. Ons kom loer volgende week weer hierin.